Aluma Capital, altyd aan die groei. Dis tyd volgens krantbesprekings en Sharnie Kanaal sluit so op Werkersdag by ons aan. Goeiemôre Shar. Goeiemôre, ek wou net sê so gelukkige Werkersdag vir die wat werk op die openbare vakansie. Jy sien nou presies, dis hoe ons ook voel, so gelukkig vir ons almal dieselfde, ons hou almal gelukkig van ons werk is, so maak 'n verskil. Ons praat so heel eerste oor wanneer ons krisis kan gaan trek. So dis die dag, ons almal sit nou al in afwagting vir die datum, so 4 November gaan ons krisis trek in die munisipale verkiesing. Ek het so 'n bietjie 'n gevoel van déjà vu. Ek voel ek het hier gesit voor die 24 algemene verkiesing en gesê is waterskeidingsjaar. Ek dink dit is die grootste waterskeidings-munisipale verkiesing wat vir ons wag. Ja. Maar hulle het hom ook maar net gemaak, want volgens wet moes hierdie verkiesing tussen 2 November en 31 Januarie dan nou 2027 plaasvind. Maar die datum is vasgemaak. Baie belangrik, ons eerste registrasienaweek is 20 en 21 Junie. So net daar, ek het 'n vreeslike passie dat mense asseblief gaan registreer vir hierdie munisipale verkiesing. So dis heel maklik, daar's 'n hele klomp webwerwe, elections.org.za is maar die maklikste. So gaan kyk maar waar jy geregistreer is. Kan ons asseblief nie weer 'n geval hê, nog meer as in die nasionale verkiesing, waar iemand gesê het, die massie ry lank is gaan stem sommer ergens anders. Veral nie nou nie. Julle 503 partye wat geregistreer is. Ja, dis Vir die baie. munisipale verkiesings. 503. 503 Kyk, ek dan nie landwyd. almal in dieselfde distrik. Nee, uit die aard van die saak ja. gaan jy nou nie so lank papier kry Jy by gaan jou nie nie. 'n telefoonboek kry wat jy moet deurblaai om Nee, te stem nie. maar ons sien reikhalsend uit na die 4de November, want ons weet daar's nogal redelike polemiek in meeste van die groot metros hier by ons in Gauteng. Tshwane, Johannesburg weet ons, Ekurhuleni selfs wat dink ek dinge nogal redelik warm gaan raak. Ons weet party swem, party doen radio-onderhoude. Daar's 'n hele klomp tussenverkiesings wat ook nou plaasgevind het, waar verskeie partye ook 'n week verloor het, dan weer 'n week teruggekry het. So dit is nie die totale swart en wit, hier is die enigste antwoord verkiesing wat ons gaan hê die 4de nie. Daar's baie tussenverkiesings wat nog plaasvind. So ek dink in 'n geval net 'n wekroep aan enige burger om te weet wat in jou omgewing aangaan. Ek het al self erken, ek weet nie wanneer daar tussenverkiesings in my omgewing is nie. En dis dalk iets wat ons net bietjie meer moet oplet. Hou die posters op die pale dop. Hou die posters op die pale dop, maar ek neem aan dit is nog van 2000 se algemene verkiesing wat nog nie afgehaal is nie. Verstaan jy? Ek wil ook net sê, jy kan nie kla as jy nie gaan stem het nie. Dankie. Ja. So ek dink as jy weet iets werk in die omgewing, dan kan jy nou besluit om vir dieselfde party te stem. As iets nie werk nie, moet jy jou stem laat tel en moet dan nou ook nie 3 maande later sê ja, maar hierdie gat is nie reggemaak nie, jy gaan stem meneer of mevrou. Presies. So ek dink tensy jy besluit ek gaan nou van my bank af opstaan en 'n verskil gaan maak, wil ek ook nie hoor jy kla nie. Ja. Ek dink ook moet ook nie, en ons het nou baie daaroor gepraat, moet nie aanneem as iets werk in jou omgewing, jou party Dat dit sommer net van self gebeur nie. dat van self gebeur nie en dat jou party sommer net weer ingestem gaan word nie. Jy moet nog steeds gaan stem. So gaan Ja, stem. ons gaan moet polities proaktief begin optree. Ja. Dit is nou jy op die WhatsApp groep van my wijk, jy weet wie jy is. Dis hy. Ja, ja. Presies. En nogal, nou praat van die WhatsApp groepe, dis asof mense in die laaste 4-5 jaar meer aktief betrokke geraak het by hulle wijks verteenwoordigers ook. En wijksverteenwoordigers al hoe meer in sekere areas, vind ek spesifiek in my area, begin kommunikeer het met mense. Dis 'n goeie ding. Ja. Laat ons begin verantwoording vat vir ons eie wijk waar ons bly Ja. en wat daar gebeur en dat ons 'n verteenwoordiger kies wat ons ordentlik kan verteenwoordig. Verseker. Maar nou ja, dit is ons almal se werk in 'n demokratiese bestel. Dan ek moet nog vir jou sê, ek hou nou baie, wil nou weer grill want dit was 'n AI ding waar ons nou weer gaan praat, maar ek hou van die feit dat daar in hierdie departement, staatsdepartement, daadwerklik iets gebeur met mense wat moeilikheid soek. Ja, so hier wil ek sê in elk geval viva minister Leon Schreiber, departement van binnelandse sake. Want die eerste keer toe ek die storie sien, ek sien net die opskrif, toe dog ek dis dalk net 'n opvolg rakende die kommunikasiedepartement sin. Ja. Toe is dit toe nou nie julle, want KI is the gift that keeps on giving. Wat my wel warm onder die kraag maak, is hierdie wetskrif oor immigrasie, burgerskap, is reeds goedgekeur in die parlement. Hy het reeds voor die kabinet gedien en is goedgekeur. Sure. So net bietjie agtergrond, hierdie spesifieke wetskrif gaan oor Suid-Afrika se immigrasiebeleide, ook hoe ons vlugtelinge hanteer, en dit is baie belangrike punte wat gelig word hierin. En hy was ook vir openbare kommentaar ook voordat hy
toe nou voor die kabinet gedien het. Dit is byvoorbeeld goed soos dat as jy wil vlugtelingstatus hê in Suid-Afrika, maar jy het deur 'n veilige derde party land gekom, dan kwalifiseer jy nie. As jy reeds vlugtelingstatus het in 'n ander land, kwalifiseer jy ook nie. So regtig logistieke dinge wat hier aangeraak word. En toe dit nou ook uitgekom, soos in die KI-beleid van die departement van kommunikasie af, maar hierdie is eintlik vir my bietjie erger. Uit die 148 bronne wat gelys is in hierdie wetskrif, is 102 of nie bestaande bronne, of verkeerd aangehaal, of dit is 'n kombinasie van 'n klomp akademiese bronne, so 'n joernaal van hier af, 'n outeur van hier af, 'n datum van hier af. 102 uit 148. Maar verblydend Pierre, ons moet dan die silwerrandjie raak sien, dat minister Leon Schreiber gesê het, luister tot hier toe nie verder, die 2 senior amptenare, direkteure, wat geskort is, hangende hierdie ondersoek. Hulle het 2 eksterne regsfirmas gekry, om alles van het wat hulle van 2022 afgedoen het, enige navorsing, nou te hersien. En dis waar die eerste skorsing plaasgevind het. Dis wat ons wil hê, ons wil verantwoordbaarheid hê. Ja. As daar iets gebeur soos hierdie soort in die inligtingsdepartement gebeur het, soek ons aksie. Ons wil sien die koppe rol. Ja. Ja. En nie gebeur het, dis wat ons wil hê. Nog 'n terugslag vir die poskantoor, wil ek nou maar sê, want Postbank sê nou totsiens. Ons het geweet hierdie kom, maar ek dink om dit nou op swart of in wit te sien en 'n amptelike verklaring. So van môre af, van die 2de Mei af, kan jy glad nie meer bankdienste by die poskantoor kry nie. Glad en geheel nie. Dit was 'n redelike proses wat hulle gedoen het, want die Posbank het aansoek gedoen om as 'n aparte finansiële instelling te funksioneer. Hulle het toe nou goedkeuring gekry daarvoor. Een van die vereistes daarvoor was dat al daai goue kaarte van die pensionaarsse byvoorbeeld moes oorgaan na die swart kaarte toe. Julle wat nog steeds nie afgehandel is nie. Ja. So hulle het weer uitstel gekry, omtrent ek dink 15 maande, ek praat onder korreksie, om daai kaarte oor te slaan. So Posbank gaan heeltemal op sy eie nou funksioneer, glad nie meer as deel van die poskantoor nie. Goeie nuus vir die 5 miljoen kliënte wat hulle het. Ek is nogal heel verbaas, maar dit maak ook sin as jy dit in konteks sit dat baie pensioentrekkers wel die poskantoor en sowel as Posbank gebruik het. Dis waar daai rye vandaan gekom het. Daar is wel sekere banke se ATM's wat hulle nog steeds kan gebruik. Dan is daar byvoorbeeld as jy 'n spaarrekening gehad het by Posbank wat nou oorgaan, maar ek verstaan in die breër konteks dat hulle as 'n onafhanklike, hulle plan is om op die langtermyn as 'n kommersiële bank te funksioneer. Ja. Ek dink my bekommernis is wel net dat hulle mark het nogal 'n redelike lae, dit is 'n baie lae inkomste groep. Dit is die mense wat verkies om te gaan sit in 'n ry, byvoorbeeld. Al is dit 'n makliker manier. Hierdie instansie is dieselfde instansie wat nie een brief van 'n punt A na punt B toe kan kry nie. Ja. En hulle wil 'n bank begin. Ja, want die Posbank self is in staatsbesit en dan nou geskei van die poskantoor. So ek weet nie hoe lank ons enigstens nog 'n poskantoor gaan hê nie. En of ons dit nog nodig het nie. As dit nie was vir die feit dat mense jou lisensie daar kan hernie nie, weet ek nie of ek nog ooit na 'n poskantoor toe sou gegaan het nie. Ek dink dit is my eerlike vraag ook en ek het 'n diep liefde vir die nostalgie daarvan en vir my ou blou boksie, maar ek kan nie vir sê wanneer los ek my voete in 'n poskantoor gesit het. Ja, ons praat gereeld oor die reddingsboeie wat die poskantoor kry. Presies. En ek weet is baie werke wat dalk, ek weet, verlore gaan, maar mens moet begin dink aan half opweeg, wat kan mens doen? Kan mens daai mense in 'n ander poste sit, iewers anders kry in die staatsdiens en te kyk, is daai reddingsboeie dan nou nog nodig? Ja. Ons 'n bietjie praat oor die inbraak in die weermag se tech stoor hier in Irene naby Pretoria in Centurion. Die wering is oopgebreek sê hulle. Dit was nou ek sou dink daar sou dalk meer as die wering wees. Hierdie laat my mond oop hang. Ek het 'n daadwerklike vrees in my wanneer jy 'n storie sien van R4 aanvalsgewere en 'n granaatwerper wat gesteel word. Dis hier by Littleton militêre basis en wat hulle nou gesê het is een van die personeellede het ingekom teen 12:00 die middag. Hy was weg vir 'n begrafnis en hy sien toe die deur van die stoor is oopgebreek en hulle kry toe nou ook die houers waarin die ammunisie en die vuurwapens geberg word, leehouers later. Toe sien hulle het 'n gat in die draad geknip van 'n militêre basis. Julle
Ek voel ek kan niks verder sê sonder dat my naam ook by Pearson gelys word op die BCC as uitklag nie. Ek is jammer, julle hierdie is regtig vir my Useless, is die woord waarna ek soek, ja. So hulle die saak is geopen vir sakeroof, maar hulle is baie as iemand iets weet, toe die storie het gister uitgekom en die hoofinligtingsgedeelte van elke berig was as die publiek enigstens inligting het en ons weet nie wat nog nie. Vra vir ons om hulle te help Om met te die inbraak by die die gat weermag. in die draad gesny. Ja, Sjoe. dis fantasties. Kyk, Dis die ouens wat ons moet oppas, nee. Ja. dis ook die ouens wat mos fantasties gedoen het by die Randskou op die motorfietsse. O, wat so die hele stadion en die misgeduik het met sy valskerms. valskerm, ja. So kyk my vertroue is diep. Kyk as jy met 'n valskerm 'n rugby stadion Misspring. So Ek sê ja, niks. ek het diepe kommernis julle. Ja. Ek wil praat oor, ek sê dis 'n mooi storie, maar dis 'n hartseer storie vir die kind, maar so dankbaar vir wat diere kan doen. Julle, ek het meer as een traan gepink toe Ja. ek hierdie Ek storie. self, ek het vanoggend storie sit is chunks as 'n mooi, barbecue. ja. Julle sy naam is Toffee Beans. Hy mooi is storie. hy's 'n lab of 'n goue apporteerhond in Afrikaans. Daar het ek ook nou 'n nuwe woord geleer vir die dag. En hy is spesifiek deel van 'n dis baanbrekerswerk wat hierdie mense Ja. doen. Dis 'n stigting met die naam Jelly Beans wat hierdie tipe terapiehonde oplei om spesifiek getraumatiseerde kinders by te staan in regsprosesse. Maar hierdie is nou die heel eerste keer wat die terapiehond toegelaat is in die hof, julle langs die kind in die getuiebank om hulle te kalmeer. En ek sit met so groot knop in my keel Nee, want ek dit kyk nie vir jou nie, ek hou nie Nee, eers bietjie ek gaan ook nie vir jou kyk nie, Pieter. So Edith Kriel is die direkteur van hierdie ongelooflike inisiatief en sy het nogal gesê ons kan nie dink hoe moeilik dit vir kinders moet wees nie. Want as jy nou gaan dink, ons praat van ernstige sake. Hierdie is seksuele misbruik sake, is baie keer 'n familielid en dis 'n kind wat dan moet getuig. Ongelukkig is dit die regsproses. En ons is baie dankbaar vir al die maatskaplike werkers wat ook bystaan, maar niemand sal dit beter kan doen as Toffee Beans. En kyk, hulle sê ook in die artikel op 'n stadium toe was dit moeilik vir die kind en die hond het net sy poot so op die kind se skoot gesit. Ag, julle, daai stukkie. Die kind het regtig gesukkel wat jy sê, dit was baie oorweldig geweest en maar die hond het heeltyd by hom gesit. Net daai hitte van die diere lyfie voel. Ons almal weet dit laat my sommer net beter voel. En daai spesifieke oomblik toe die hond die potjie op die skoot sit, toe vat die kind ook die poot en hou daai handjie vas julle. vir die res van die hofverrigtinge en kon getuig. Dis mooi. Maar sê die eienaar, as daar kinders by die huis kom, by haar huis waar die hond bly, dan hardloop die hond dadelik gryp 'n speelding en hardloop voordeur toe want daar kan dalk 'n kind wees wat 'n speelding nodig het. Ag, julle. Ja, dit is die diep liefde en die rede hoekom hierdie vierpotige vriende op aarde gesit is. En ek hoop regtig dat hierdie inisiatief nog soveel ondersteuning kry want ek dink daar's soveel kinders wat hierdie nodig het Ja. in 'n hof en dit was nou die eerste keer gewees en ek hoop werklik hulle kry die hulp wat hulle nodig het om nog van hierdie honde op te lei. Verseker. Wonderlik, ja. Sjoe. Dan, ek het nog vir iemand ophuil. Dan moet ons praat oor skoolkinders in die FSA wat 'n besluit het maar hier moet ons inspring. Ja. Hier moet ons help. Ek het hierdie video gekyk julle en dit is eintlik angswekkend. Ek dink ek is nie 'n ouer nie, maar ek dink as jy 'n ouer is en jou kind ry bus en jy kyk hierdie video. Dis in Mississippi. Dit is wat hulle noem dan nou 5th graders. So graad 5 kinders. Want ek ken graad 5 kinders. Ek weet nie of die wat ek ken sou inspring nie, maar hulle het dis 'n bus wat 'n klomp skoolkinders opgehaat het en die busbestuurder het 'n asma-aanval gehad en haar bewussyn verloor. So jy sien op die video hoe sy fisies haar bewussyn verloor en hierdie jong man spring nou na vore. Hy hou dan die stuurwiel vas en probeer haar wakker maak. Sy kom dan by op 'n stadium en jy kan sien sy probeer dan net ten minste die bus van die pad afkry en dan verloor sy weer haar bewussyn. Ja. Julle en hulle het haar gehelp. Daar gaan jy nou baie mooi sien want die bus was nog nie in regte parkeer nie. So jy kan sien hoe sit die ouetjie die bus in parkeermodus en hulle soek haar pompie. Daar's party wat 911 bel.
dis die tipe kinders wat my hoop gee, Ja. julle. Ja, ek dink verseker, ek dink dit is mense met 'n pleintjie gee vir die kinders se ouers, vir die Ja. skool waarby hulle is, wat hulle kinders half so geleer het om wat doen jy in 'n krisissituasie. Leer ons kinders genoeg oor wat doen jy in 'n krisissituasie en die feit dat die kinders eintlik redelik kalm bly, die wat voor is in die Ek was busbestuur baie help. beïndruk geweest, veral daai die eerste jong man wat vorentoe tree. Ja. Maar die spanwerk ook, want jy sal sien daar jy baie gryp die sakkie met die kasie in. Dis vir my 'n ongelooflike storie Ja. wat van hoe 'n gemeenskap, 'n jong gemeenskap mekaar kan help. Want ek dink daai arme busbestuurder, julle want dit kon soveel anders uitgedraai het. Ja, sjoe, dis 'n mooi storie. Char, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Char in die kanaal. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.